Thank you, Honorable House Chair. Hierdie aanname wat vandag gemaak word, kan sekerlik uiteindelik een van die ANC se grootste strategiese foute wees. Want hoe langer die openbare deelname gegaan het, hoe minder steun was daar. Hoe langer dit aangegaan het, hoe groter was die teenstand, tot die mate dat die regsadviseur van die parlement gesê het, sy weet nie hoekom nie, want die punte waaroor die mense kla het niks met die Bella te doen nie. Daar's 'n baie goeie antwoord. Dis 'n mosie van wantroue teen die ANC-regering se vermoë om onderwys te bied in Suid-Afrika, en dit het gekom van die eie ondersteuners. Dit het gekom van 80% van die mense wat aan openbare deelname deelgeneem het in die provinsies. En elke keer word daar gesê, kom ons gaan na die townships en die rural areas to hear what the people say. En dan sê die people nee, maar die ANC kan nie luister nie. Toe daar in 1994 'n lewensmoe en 'n regeringsmoe regering van F.W. de Klerk die magprys gegee het hulle dit reg gekry op grond van twee sake. Hulle het gesê, ons het nie groepsregte nodig nie, want ons kry ons groepsregte deur middel van individuele regte. En hulle het gesê, gemeenskappe sal die bestuur kry oor hulle eie skole. Dit was eintlik 'n baie swak ooreenkoms van gemeenskappe wat onafhanklike onderwys wil hê, want die regering het die beheer geneem oor die totale inhoud van skool, gemeenskappe net oor die bestuur daarvan. Met ander woorde, met uiters doeltreffende bestuur is ANC propaganda in skole gedoseer vir die afgelope 30 jaar. Maar nou selfs daardie toegewing wil die ANC nou terugtrek. Die ANC het nie nou te doen met die geslag van 94 wat lewensmoeg en regeringsmoeg was nie. Daar het 'n nuwe geslag opgestaan oor die laaste 30 jaar wat moeg is om tweede viool te speel en wat aandring op hulle regte as kultuurgroepe. En daarvoor is artikel 235 deurslaggewend wat gemeenskappe met 'n gemeenskaplike taal en kulturele erfenis die reg gee om instellings van hulle eie tot stand te bring. 'n Voorbeeld daarvan is skole. Wat nou gaan gebeur, is ons gaan doen wat ons nog altyd doen as die staat teen ons draai. Ons los hom eenvoudig uit. Die staatsskole gaan misluk, die mense gaan omdraai en hulle gaan onafhanklike onderwys, tuisonderrig aangryp en die ANC gaan sit met eier op sy gesig. Baie dankie.